Ons begin hierdie erediens in die naam van ons goeie Vader, wat sy liefde in oorvloed op ons uitstort. Ons sit dit voort in die krag van die Gees, wat die werk van die Here Jesus in ons laat lewe. En ons doen dit in die naam van ons Here Jesus Christus, ons Verlosser, die Alfa en die Omega. Amen. Nou gemeente van Waterval, ek groet vir julle met die seën van die Here, genade en vrede vir julle, van God onse Vader, en van die Here Jesus Christus, deur die kragvolle werk van sy Gees. Goeiemôre almal, baie welkom vanoggend in die erediens, en ook aan al ons YouTube-kykers, sê ons ook baie welkom, as jy vandag of later in die week na hierdie diens kyk, vanuit Waterval gemeente, Newlands, Johannesburg. Ons is besig met 'n Bybelleesprogram met Kolossense, ons tweede week, en ons het hierdie week 'n klompie gedeeltes gelees, tot by hoofstuk 3 se eerste stukkie, en die preek vanoggend kom dan uit een van daardie gedeeltes, Kolossense 2 vers 9 tot 12, en die tema vanoggend is, kom na jou eie begrafnis. Dit was die uitnodiging vanoggend aan julle almal, kom vandag na jou eie begrafnis. Voor ons saam lees, kom ons bid saam. Baie dankie Here dat ons die geleentheid het om U op hierdie manier te aanbid in die kerk. Om saam te wees as U kinders, een groot huisgesin van Waterval. En dat ons hier is, Here, om ook U woord te hoor en daaroor na te dink na die tyd. So wanneer ons nou die Bybel lees, sal U met ons praat en vir ons 'n eenvoudige boodskap in Afrikaans gee wat sin maak. Here, dit is U geleentheid hierdie. En ons vra dat U deur die Heilige Gees die woord oopvou en dat U ons harte oopbreek en ontvanklik maak om die woord te hoor, te berg en daaruit te lewe. Want dit is die sin van dit alles om hier te wees vanoggend. So praat met ons. Ons vra dit met geloof, met vertroue in U en in die Gees, in Jesus se naam. Amen. Kom na jou eie begrafnis, Kolossense 2 vers 9 tot 12. In hom is die volle wese van God beliggaam. En in verbondenheid, en ek het nou gewonder hierdie woord verbondenheid, want ek het ook gaan kyk wat sê die Griekse woord, en dit is net in Christus, wat die vertalers nou maar probeer het om vir ons te verduidelik, verbondenheid, een wees, saam wees, asof Christus ons optel en ons dra, ons een met hom maak. Hy is die hoof oor elke mag en gesag. Deur julle verbondenheid met hom is julle ook besny. Nie met die besnydenis wat deur 'n mens verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus. En dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. Dit het by die doop gebeur. Deurdat julle toe saam met hom begrawe is, deur julle verbondenheid met hom, is julle ook saam met hom opgewek. Omdat julle geglo het in die krag van God, wat hom uit die dood opgewek het. Net 4 verse. Nou, ek sê vanoggend vir julle elkeen, baie welkom vanoggend by jou eie begrafnis. Ek is so bly julle het gekom. Ek het nogal my datum daar gesit, 1/09/1961. Dis nie toe ek gebore is nie. Dis min of meer my doopdatum. Want met my doop het ek eintlik dood gegaan. Maar gelukkig het ek ook weer opgestaan, omdat ek saam met Christus gesterf het en saam met Christus opgestaan het. Nou ek moet erken
Dis nou nogal vanoggend 'n vreemde tema om te kies, né? Om te sê, kom na my begrafnis toe, kom na jou begrafnis toe. Dis 'n bietjie snaaks op die oor. Maar miskien sal die preek help dat ons nou meer duidelikheid het oor hierdie snaakse tema wat ek vanoggend gekies het. Verbeel jou, jy word begrawe. Dis jou einde. Want julle almal weet, né? Wanneer jy begrawe word, of veras word, maak nou nie saak nie. As jy daar in die kus lê, as jy poedelnaak, alleen, met niks. Dis die einde. Finaliteit. Is dit regtig so? Is dit wat vir my en vir jou as kind van die Here wag? Finaliteit. Die einde. Dan moet ons vir mekaar vanoggend sê, gelukkig is dit nie die situasie wat die kind van God betref nie. Want wat by jou doop gebeur het, wil vir jou bevestig wat Christus vir jou gedoen het. Hy het vir jou gesterwe en hy het vir jou opgestaan en jy is in hom verbonde. Jy is dus die een wat saam met hom sterf en saam met hom uit die graf uit opstaan. So jou kus hou jou nie. En dis die goeie nuus vanoggend. Dat ek nooi julle na die begrafnis, maar moenie worry nie. Julle gaan nie vir ewig in die graf bly nie, want ons staan saam met Christus Jesus op. En dit is wat ons in die doop leer. Ek dink ons maak heeltemal te min van die doop. Ek het nou nogal agtergekom by baie kerke, hulle kan nou vreeslike issue maak van die doop. Katolieke, nee, kyk, hulle sê sommer reguit, as jy gedoop is, gaan jy hemel toe, finish en klaar. En dis hoekom as iemand op sterwe en hulle hoor hy's nog nie gedoop nie, dan wil die priester hom sommer net gou doop. En nagmaal moet net daar op die bed gehou word, want as jy daarom nou nagmaal ook gekry, dan het jy jou ticket hemel toe. Maar dis nie waarop ek wil ingaan nie. Selfs in die Pinksterbeweging word daar verskriklik baie gemaak oor die groot doop en die onderdompeling en so meer. Ek dink ons as gereformeerdes maak dood eenvoudig net te min van ons doop. Dit behoort vir my 'n wonderlike voorreg te wees om te kan sê, ek is gedoop. Miskien moet ek my doopseël gaan soek en omraam en hom iewers opplak. Miskien moet ek 'n bordjie op my voordeur sit, in hierdie huis is ons gedoop. Want ons behoort aan God. Ons het die teken ontvang, dat ons aan die Here behoort. Jesus het vir ons gesterf en hy het vir ons opgestaan. Ons is gedoop, halleluja. Ons maak te min daarvan. Ek dink Martin Luther het dalk 'n punt gehad om te sê, Satan gaan weg van my af, want ek is gedoop. Miskien het hy meer verstaan as wat ons verstaan. Nie sê Satan voetsek nie, ek is 'n kind van die Here nie, Jesus het my gered nie. Ek is gedoop, het hy uitgeroep. Omdat die doop vir hom soveel waarde en soveel krag het, soveel simboliek gehad het. Ons maak te min daarvan. Miskien moet ek die doopfont van nou af daar in die voorportaal sit met 'n bietjie water in. En as jy in die oggend hier inkom, moet jy dalk wel net so vir 'n oomblik by die doopfont gaan staan en net sê, wow, ek is gedoop. En dan kom jy in. Nie slegte idee nie, Marietjie. Ek dink ons moet dit doen. Sit hom daar in die voorportaal neer. Wat beteken jou doop vir jou? Dink jy ooit daaroor? Of is dit maar net 'n ritueel wat, ons moet dit nou maar net doen, my pa en my ma het ook gedoen, en dominee, ek kan maar vir jou sê, hulle was rof. Hulle het nie eintlik bedoel nie, weet, want nadat hulle my gedoop het, het hulle nooit weer kerk toe gekom nie. Hulle het ons net by die kerk afgelaai. En dit, miskien is dit die rede hoekom die doop nie veel waarde het nie. Want hulle het nie hulle doopbeloftes nagekom nie. Dit is so hartseer as ouers dit nie doen nie. Dat hulle belofte voor God aflê, ek sal hierdie kind vir my groot maak vir u. En hulle doen dit nie. Vir God en vir die gemeente gelieg. Dit is so jammer. Want dit is 'n voorreg om kinders te hê, en dit is 'n voorreg om hulle vir die Here groot te maak. Jou doop. En miskien, en ek wil nie vanoggend 'n saak uitmaak oor die water nie,
Want ons besprinkel in die kerk, dit gaan nie oor die hoeveelheid water nie. Maar die slim ouens sê, eintlik het hulle baie water gebruik. Hulle die ouens in dammetjies en riviere gedoop en daar in die vlakwatertjies. En hulle die ouens onderdompel. Asof jy so onder die water ingaan en jy sterf. Jou sonde sterf af. Simbolies van wat Jesus vir jou gedoen het. Soos die water jou skoon maak van al jou sonde, of van alle vuilheid, so maak die bloed van Jesus jou skoon van jou sonde. Dis wat die doop van praat. En wanneer jy weer uit die water uit opkom, staan jy saam met Christus op tot 'n nuwe lewe. Jy die ewige lewe en jy's geroep om te lewe asof jy die ewige lewe, om te lewe soos wat God wil hê jy moet lewe. Dis wat jou doop vir jou behoort te beteken. Jy is gered. My doop bevestig dit. Jesus het vir my betaal. Ek glo dit met my hele hart. Natuurlik word ons opgeroep om dit te glo. Maar jou doop het vir jou ongelooflike waarde. En glo dit met jou hele hart. Ek is gedoop. Sê wat jy wil, meneer, mevrou. Ek is gedoop. Ek behoort aan God. Ek het die merkteken van God op my hoof ontvang. Gaan weg van my Satan. Ek is gedoop. Tweede punt wat ek wil maak is, sonde is oorwin. Die Jode het nou daar rondgeloop in Kolossense en dit lyk vir my, hulle het 'n geweldige invloed op hierdie gemeente gehad en hulle het vir die gemeente gesê, ja, Jesus was 'n belangrike ou, hy was 'n groot profeet, ja, hy was 'n slim man, maar hy's nie God nie. Hulle het ook gesê, julle moet julle besny, want die besnydenis is die inlywing van die verbondsvolk van God. Om deel van die volk van God te wees, moet jy julle besny. En julle moet die wet nakom. Die Torah, is nou die eerste 5 boeke van Moses, moet julle stiptelik nakom, en die Mishnah moet julle nakom, al die honderde reëls en regulasies wat die fariseërs en die skrifgeleerdes regtig met ywer en entoesiasme geleef het. Net 'n beskrywing van die 10 gebooie op 'n meer praktiese manier. En hulle het gedink, dit bring jou in die regte verhouding met God. Besnydenis, wetsgehoorsaamheid. Perform, doen net en jy's okay. Ons is saam met hom begrawe. En ons is saam met hom opgestaan. Saam met hom begrawe. Ons het saam met hom sy begrafnis, sy dood, neem ons sonde, verwoes dit, vernietig dit. So ons sterf saam met hom. Hierdie ou mens van my, hierdie mens wat geneig is tot sonde, hierdie ou mens wat God nie wil gehoorsaam nie, is besig om te sterf. Ek het nou soos die kinders wou sê, vrek. Is dood, ek is 'n nuwe mens, want ek staan ook saam met hom op, né? Staan saam met hom op. Hulle sê, besnydenis, sê hierdie Jode daar. Paulus sê, julle is klaar besny. Hierdie fisiese besnydenis het julle nie nodig nie. Julle is saam met Christus Jesus besny. Julle is klaar deel van die volk van God in Christus Jesus. Julle het dit nie nodig nie. En glo my, Paulus, kyk, hy is nou nogal rof oor die besnydenis. As jy daar in Galasiërs gaan lees, wat sê hy daar oor die besnydenis? Ek meen, hy so op 'n stadium sê hy dit so erg. Hy sê, julle ouens wat so net praat oor die besnydenis, ek wens die mes wil gly. Dis erg, né? Want die besnydenis is weer 'n menslike instelling. Paulus het hoeveel keer voorheen in die hoofstukke gesê, dis menslike goed, menslike instellings hierdie, wat hulle probeer handhaaf, asof dit jou red. Ek meen, dink nou net. As ons nou soos die Katolieke die standpunt so handhaaf, man, ons moet net almal doop, dan is hulle kinders van die Here. Dis nie wat die doop sê nie. Dis nie die doophandeling wat jou red nie. Net so min soos die wyn of die brood jou red nie.
Dis waarvoor dit staan, en ek glo waarvoor dit staan. Jesus red my, hy het gesterf aan die kruis, hy het opgestaan uit die dood uit. En daarom is ons in hierdie nuwe verbond ingevoeg, deur die geloof in Christus Jesus. Paulus sê in Romeine 1:17, daar's niks anders wat ons red nie, behalwe God regverdig ons deur die geloof in Christus. Ons is dood vir die sonde. Wat Paulus eintlik sê, julle het gesterf saam met Christus. Sonde heers nie meer oor julle nie. Julle is dood daarvoor. Dit kan nie meer oor julle heers nie. Nou gaan jy vir my sê, dominee, maar wragtig. Jy weet nie, hoe sukkel ek nie. Ek sukkel maar. Want as ek my kry, het ek nou alweer op die rekenaar op 'n site gegaan waar ek nie moes gegaan het nie. As ek my kan kry, het ek alweer die taxi gevloek. As ek my kan kry, het ek alweer dit of dat gedoen. Ek weet daarom nie hierdie ding van ek is dood vir sonde nie. Dit lyk vir my asof ek goed en stewig geanker is in die sonde. So, weerspreek die praktyk, die lewe, dit wat Paulus hier sê. Hy sê, maar julle is dood vir sonde. Sonde heers nie meer oor julle nie, aanvaar dit. Hy is heeltemal reg. Hoekom sukkel ek en jy so? Hoekom? Het jy dit gedink? Die enigste slotsom waartoe ek kan kom, hoekom ons so sukkel, is die Bybel. Ek dink as ek so sukkel met sonde, is omdat ek nie genoeg tyd met die woord van God spandeer nie. Is omdat ek nie genoeg moeite doen met die woord van God nie. Want as ek nie die Bybel lees en bestudeer nie, en dit my lewe maak nie, kan ek dit nie leef nie. Kan ek nie doen wat God van my vra nie, en wat God van my verwag nie. So om God se wil te ken, die Bybel, maak dat ek beter voor God lewe. So ek moet myself vul met die woord van God. Ek moet die woord van God soek. Ek moet dors daarna, soos 'n hert dors in die woestyn na water. Psalm 42. Ek moet dors na die woord van God. Want die woord, sê die psalms, is die lig vir my pad. Lamp vir my voet. Dit hou my op die regte koers. So as jy sukkel, en sonde is elke dag deel van jou lewe, miskien is dit die probleem, dat jy nie genoeg tyd met God in sy woord spandeer nie. Want God, as ek dit nie doen nie, bly God 'n vreemdeling. En dis die probleem. Dis hoekom ons so sukkel, so kragteloos is. Derdens, maar hy het oorwin. Jesus het die dood oorwin. Hy het opgestaan uit die dood. Wat beteken? Ek is vry. Ek is vrygemaak van die bande van die dood. Kyk, die Bybel leer vir ons, as gevolg van die sonde van Adam en Eva, sterf hulle. As gevolg van sonde, sterf ek en jy. Die loon van die sonde, sê Paulus in Romeine 3, is die dood. En as Jesus uit die dood uit opstaan, het hy die dood oorwin. Met ander woorde, hy het sonde oorwin, hy het die Satan 'n goeie skop onder sy sitvlak gegee. Hy het nie meer mag nie, hy het nie meer krag nie. Dit beteken, jy is eintlik 'n oorwinnaar, jy is vrygemaak van die bande van sonde, jy is vrygemaak deur Christus se opstanding tot 'n nuwe lewe. Jy's vry. Jy het saam met hom uit die dood uit opgestaan. En dis hoekom hierdie begrafnisstorie vanoggend, ons bly nie in die graf nie, of in daai kus nie. Ek en jy het opgestaan, saam met Christus tot 'n nuwe lewe. Hy het dit vir ons moontlik gemaak. Vry van sonde. Skoon gewete. Interessant, né, wanneer hulle nou die besnydenis gedoen en daai velletjie afgesny. Is af. Dan val hy op die grond. Gooi hom weg. Jy vir die hond om te vreet.
Weg, af. Dis af. Hierdie nuwe besnydenis, Christus se kruisiging en opstanding, dis weg. Ek is vry. So al sukkel jy en ek met sonde, dit hoef ons nie grond toe te vat nie. Ons het vryheid in Christus, ons het oorwinning, ons het opgestaan. So moenie dat jou gewete jou opvreet nie. Moenie dat gister en eergister se goed merke op jou lyf los nie. Dit was 'n leerskool. Laat gister se sondes en foute jou eerder vandag laat sug na God. Laat dit jou eerder motiveer om meer tyd met God se woord te spandeer. Daar's 'n pragtige vers in Hebreërs wat sê, ons is selfs van die las van die gewete bevry. So, gister is verby. En al jou foute van gister en eergister, ek hou dit nie teen jou nie, glo my. Net so min soos wat jy myne teen my kan hou. Want Jesus doen dit nie. God spreek genade oor ons uit op grond van sy seun en die geloof wat ons in sy seun verdienste het. Gister is verby. Is afgeval soos daai velletjie. Goodbye. Al my foute van gister en eergister, maak nie saak wat jy gedoen het nie. Dis onbelangrik. Leer dit uit. Ek noem die water. Die doopwater simbolies van water was jou. Ek het nou gister my hande goed vuil gemaak en ek het dit gaan was met sepe en water en die water was die vuilheid af. Daarom die water by die doop. Dit was die vuilheid af, want dit simboliseer Jesus het jou skoon gewas. So ek dink, dalk is die oplossing elke keer as ek 'n fout maak, elke keer as ek sonde gedoen het, Here, ek is gedoop. Dankie Jesus dat U vir my betaal het aan die kruis. En dankie dat U vir my opgestaan het en dat ek saam met U opgestaan het tot 'n nuwe lewe. Ek begin weer vars en nuut. Dink so daaroor. Ek wil net afsluit met 'n gedagte. Die Jode het gesê, kom die wet na, besny jou, vier die feeste en die sabbate, lees maar Galasiërs en ander gedeeltes ook van Paulus. Hy sê, dit help jou niks. Dis alles mooi, dis mooi. Dit help jou niks. Want die Jode kan maar die Sabbat so nakom soos wat hulle wil. En ook die Sabbatariërs. En jy kan maar alles gaan doen, al die mooi goedjies wat mense sê. Dit red nie. Want daar's niks wat jy kan doen om jou te red nie. Dis Christus wat deur die dood en die opstanding gegaan het en hy red jou. En jy moet dit glo met jou hele hart. So in ander woorde, glo jou doop. Jesus het vir my gesterwe en opgestaan. En ek is gedoop. En dit red my, wat Jesus gedoen het. Al die mooi goedjies wat mense sê en wat ons vir mekaar sê, ja, ons doen dit omdat Jesus so goed is vir ons. Daarom doen ons dit. Dis die gevolg, noodwendige gevolg. Ek sluit af. Jesus het opgestaan. Hy leef. Sit aan die regterhand van die Vader en hy tree op hierdie oomblik vir my en jou in. En hy het vir ons die lewe moontlik gemaak, want ons staan saam met hom op. Ja, miskien gaan ek eendag wel in 'n kus lê of verras word. Maar dis nie die einde nie. En waar begin hierdie ewige lewe? Nie eendag nie. Die ewige lewe is eintlik by die doop aan jou beloof. Omdat jy deel het aan die versoening van Christus Jesus aan die kruis en die opstanding. Jy lewe nou. So lewe 'n lewe van gehoorsaamheid en dankbaarheid en toewyding. Oefen nou vir die ewige lewe. Want dit is klaar joune. So oefen dit. Want Jesus
leef. Amen. Baie dankie, Here, vir u woord, vir u goedheid, vir u guns, want ons is, en ons leef, en hierdie dag het u vir ons weer gegee, nog 'n geleentheid, nog 'n prentjie om in te kleur, so laat ons dit sinvol, met ywer, met entoesiasme inkleur, gehoorsaam aan die woord, gedryf deur u Gees, met dankbaarheid vervul. Ons is gedoop. Jesus het vir ons betaal aan die kruis, hy het gesterwe vir ons, hy het opgestaan en ons saam met hom. Dis ons sinne. Hoe dankbaar is ons daarvoor. Ons bid vir Waterval gemeente, dat ons 'n gemeente van waarheid sal wees, wat u liefhet, u dien, u volg, mekaar omgee, mekaar bystaan, selfs mekaar maar partykeer op die vingerstik, in liefde. Ons bid vir elkeen van ons bejaardes. Ons bid vir ons kinders, wat in 'n wêreld lewe vol uitdagings, wat ons nie eers altyd verstaan, as volwassenes. En ons het in ander tye groot geword. Dit is vir ons soms moeilik, om self maar aan te pas met alles wat aan die verander is die heeltyd. Ons bid vir ons ouers, vir insig, vir wysheid. Ons bid vir ons huwelike, dat u sal seën, Here, dat ons huwelike sinvol en tot u eer sal spreek. En ons bid vir elkeen op ons gebedslys, dat u elkeen in die besonder in hulle omstandighede sal aanraak. En as dit u wil is, Here, gee onmiddellike, oombliklike genesing. As u wel 'n ander pad met elkeen van hulle stap, dan berus ons daarby. Gee u vir hulle hoop, geloof. Dankie dat ons dit mag vra. Ons bid vir Suid-Afrika, ons land, vir waarvoor ons lief is, vir stabiliteit, vir ordentlike leiers. Ja, Here, ons wil maar vandag vir u vra regheid. Laat die ANC nou sneeuwel, want hulle het hierdie land verwoes. En laat ons leiers kry wat die volk van Suid-Afrika op die hart dra. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Ontvang die seën van die Here en daarna gaan ons 'n pragtige lied saam sing wat ek vir ons sal speel. Mag die genade van ons Here Jesus Christus met julle elkeen wees. Mag julle hiervandaan gaan en gaan lewe in dankbaarheid as gedooptes wat gesterf het en opgestaan het saam met Christus Jesus. Mag die Gees jou lei dat hierdie realiteit elke dag sal waar wees in jou lewe. Amen.